Goeiemôre. Is vandag donderdag 5 September en baie welkom ook by vandag se klankoordenking. Ons staan stil by die versoeking van ons Here Jesus in die woestyn. Die Heilige Gees het met die doop sigbaar op ons Here Jesus neergedaal, het ons vorige keer genoem, en sy hele lewe gevul. Maar in plaas daarvan dat hy hom na die groot skares gelei het om onmiddellik hierdie blye boodskap te begin verkondig en die nuwe koninkryk aan te kondig, lei die Heilige Gees hom na die eensaamheid van die woestyn, die tradisionele woonplek van die bose geeste, om daar deur die duiwel versoek te word. Ons lees daarvan onder andere in Matteus 4. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Net soos 'n Moses van ouds, daar Eksodus 34, en soos 'n Elia van ouds, daar in 1 Konings 19, lees ons dat hy vir 40 dae en 40 nagte sonder voedsel in afsondering was. Nou, medies gesproke en rasioneel gesproke, 40 dae, 40 nagte, verstaan ons nie, maar ons aanvaar dit is soos ons Here dit in sy woord openbaar. En as ons lees dat hy deur die Gees die woestyn ingelei is om deur die Satan versoek te word, dan was hy die hele tyd daarso versoek gewees. Ons lees toe dan die versoeker het toe gekom, en dan word hier in die skrif vir ons slegs 3 versoekings opgeteken. Hierso in Matteus en ook in Lukas, en die interessante is die volgorde tussen Matteus en Lukas verskil. Matteus praat van eers die brood en dan die tempelgebeure en dan die koninkryk gebeure, terwyl Lukas praat van die broodgebeure en dan die koninkryk gebeure en dan die laaste ene, die tempel gebeure. Dit maak nie saak nie. Daardie verskil is nie enigstens belangrik nie. Maar wat tog ook in al twee na vore kom is, met die doop van ons Here Jesus is ons Here aangewys as die Seun van God. Met ander woorde, hy is God self. En Satan sy hele versoekingsstrategie was om vir hom, Satan, te bewys dat hy regtig die Seun van God is, in al 3 hierdie gevalle. En dan is daar ook 'n baie fyn onderskeid wat genoem word. En dit is dat die eerste waar dit gaan oor die brood, laat 'n mens dink aan die priesterlike diens van ons Here. Hy wat die brood is wat gebreek is, die offer. Die tweede ene, dan rondom die tempel. Die tempel was die woonplek van God. Dit was die plek van profetiese roeping. En dat dit iets ook van ons Here Jesus se profetiese roeping aandui. En dan die derde gedeelte waar dit gaan oor die koninkryk, is God se koningsheerskappy. Ek lees vir ons verder uit Matteus 4. Die versoeker het toe gekom en vir ons Here Jesus gesê, as u die Seun van God is, sê vir hierdie klippe dat hulle brood moet word. Maar dan antwoord ons Here Jesus hom uit Deuteronomium 8. Daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En hierso ook dan die fisiese van brood is nie die grootste begeerte by ons Here Jesus nie, maar om die wil van sy Vader te doen. En dit was natuurlik om uiteindelik ook te betaal vir ons sondes. En dan die tweede versoeking wat hier dan opgeteken is in Matteus. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die Seun van God is, spring af. Daar staan immers geskrywe, en dan
twee verse uit Psalm 91. Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Interessant, Satan wat self die woord, die skrif aanhaal. Weereens, in watter gedaante en hoe Satan ons Here Jesus op die tempel se dak sou laat staan, dit ons weet nie en dit maak ook nie saak nie, maar wat hy hierso vir hom baie duidelik ook probeer wys is, as u regtig die seun van God is, bewys dit. Spring hier af en die engele sal jou help, jy sal nie iets oorkom nie. En dan haal ons Here Jesus hom dan aan en sê, daar staan geskrywe, jy moet die Here jou God nie op die proef stel nie. Dit is 'n aanhaling uit Deuteronomium 6. Met ander woorde, hierso wys ons Here Satan daarop dat die godsvertroue beteken nie roekeloosheid nie. En jy mag nie die Here jou God uittart nie. En hierso dan weer eens ook, ons lewe hier op aarde is geborge in die Here ons God. Maar ons mag nie God uittart nie, sê ons Here letterlik hierso vir Satan. En dan lees ons van die derde ene. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe. Hy wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Maar dan antwoord ons Here Jesus hom, gaan weg van my Satan, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Dis natuurlik ook die bekende Shema uit Deuteronomium 6, die Here jou God alleen, hom alleen en niemand anders. Maar hierso dan die koninkryke van die wêreld. Satan is die owerste van die wêreld. Hy is nie die almagtige heerser van die heelal nie. Hy is die owerste van die wêreld. En hierso dan die versoeking in ons Here Jesus se swakheid, moet ons besef, ek wil 40 dae, 40 nagte, hy is nie net liggaamlik nie, emosioneel ook verswak. Buig voor my neer en ek gee aan jou al hierdie dinge. En hierso natuurlik 'n uittarting van ons Here se koninklike heerskappy. Aan hom is gegee alle mag in hemel en op aarde. Maar ons Here staan vas, die Here jou God, my God alleen, en nie jy, Satan nie. En daarna die duiwel hom, lees ons, met rus gelaat, en die engele het gekom, en ons Here Jesus versorg. Wat het in hierdie 40 dae, 40 nagte gebeur? Hierdie is reeds 'n aankondiging. Ons Here het Satan oorwin. Hy is magtiger, hy is sterker as Satan. En uiteindelik dan met sy kruisiging en spesifiek sy opstanding uit die dood, word hierdie oorwinning absoluut bevestig. Satan is oorwin, die Here God alleen heers oor alles en almal. Maar Satan bly die verleier, hy bly die versoeker, hy bly die verwoester, hy bly die mensemoordenaar, en dit doen hy steeds ook met ons. Maar wat is ons troos? Ons gaan nie nou in hierdie klankoordenking dieper daarop in oor versoeking en beproewing. Ek wil vir ons die enkele vers uit 1 Korintiërs 10 vers 12 en 13 lees. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dan wees waaksaam teen Satan. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, sal jou oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan weerstaan. Dit is die troos wat ons het, om sterk te kan staan teen Satan en sy versoeking. In plaas van die gebed wil ek vandag vir ons afsluit uit Sondag 52.
En dit is die 6de bede wat ons Here Jesus ons leer bid het. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dan ons belydenis. Here, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. En daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur, nie een oomblik op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag van U Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, maar staande sal bly, totdat ons eindelik die oorwinning volkome mag behaal. Ons bid dit in U naam, Here Jesus, ons koning. Amen. Seën vir jou.